Welkom by Wat sê die woord, wat deel is van die rondom die woordbediening van die gemeenskapskerk in Oshakati. Ek is hier om jou vrae te beantwoord wat jy oor die Bybel het. En ons doel is baie duidelik, soos Romeine 10 vers 8 sê, naby jou is die woord in jou mond en in jou hart. So as jy enige vrae het, vra gerus en ons beantwoord dit vanuit die woord van God. Wat gebeur met gelowiges wanneer hulle sterf? Ons almal word met die dood gekonfronteer, ons almal het al by 'n oop graf gestaan, by 'n roudiens gewees. Ons almal het 'n geliefde aan die dood afgestaan. En gewoonlik die heel eerste vraag wat mense vra is, waar is my geliefde? Wanneer hulle dit vra, wil hulle eintlik weet, wat gebeur met gelowiges wanneer hulle sterf? En die Bybel gee vir ons 'n baie duidelike antwoord daarop. So eers wil ek begin deur sê die mens is geskape as twee aparte dele. Genesis 2 vers 17 leer vir ons dat die Here die mens gemaak het uit stof, hy het die liggaam gevorm en dan lees ons hy het sy asem, sy lewensasem in die mens ingeblaas en toe kry die mens 'n siel. En die sonneval het veroorsaak dat daar nie net gemeenskap met God verbreek is nie, maar dat die mens ook heeltemal sterflik is. Met ander woorde, hy gaan sterf. Een of ander tyd in sy lewe gaan hy sterf. Weens siekte, weens ongeluk of wat ook al, die mens gaan sterf. Maar daar is hoop vir gelowiges en ons prys die Here daarvoor. Die hoop wat ons het, 1 Johannes 5 vers 13 leer vir ons dat ons reeds die ewige lewe het. Die ewige lewe is nie net eendag nie. Die ewige lewe is nie net wanneer ons Here Jesus weer gaan terugkom en wanneer ons in die nuwe paradys gaan wees nie, die nuwe Jerusalem gaan wees nie. Die ewige lewe beteken dat ons gemeenskap met God het. So enige iemand wat glo dat Jesus Christus hulle koning en verlosser is, het hierdie gemeenskap met God en het reeds die ewige lewe. En hierdie lewe is moontlik gemaak deur Jesus Christus, wat vir ons aan die kruis gesterf het. En dan wat interessant is, Jesus het sy gees uitgeblaas en hy het gesê, Here, ontvang my gees, of my gees is in u hande. En dan lees ons in Lukas 23 vers 64 en dan lees ons in Lukas 23 vers 50 tot 53 van Jesus se liggaam wat in die graf gelê is. So, wat leer ons hieruit? Eerstens, die liggaam keer terug na die stof van die aarde. Dit is wat God vir Adam en Eva gesê het as 'n gevolg van hulle sonde. Stof is julle en so stof sal julle terugkeer. Prediker 12 vers 7 lees ons ook die stof na die aarde terugkeer soos dit was en die lewensasem na God terugkeer wat dit gegee het. So die siel keer terug na God wat juis hierdie siel gegee het, wat sy lewensasem ingeblaas het en die liggaam keer terug na die aarde toe. Die siel is nie bewusteloos nie, die siel is nie dwalend nie, die siel is nie slapend nie, hy is nie in limbo nie, maar hy is dadelik by die Here, vandag nog. Hy het vir die misdadiger langs die kruis, het Jesus gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nie eendag nie, nie later, wanneer ook al nie, hy sê vandag. En dan lees ons ook in Lukas hoofstuk 16 vers 22, die gelykenis van die ryk man en Lazarus. Dan staan daar, toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra om teen die bors van Abraham te rus. Die ryk man het ook gesterf en is begrawe. So sy siel wat na die engele of deur die engele weggedra is om teen die bors van Abraham te rus, om in die hemel te wees. So dit is maar net nog 'n bewys dat wanneer ons sterf, gaan ons liggaam aarde toe, maar ons siel gaan dadelik by die Here wees. Dit hou 'n geweldige troos in. Ons sê dit nie net dat mense beter moet voel of dat hulle net om mense stil te kry, dat hulle nie meer huil nie. Ons sê dit want dit is wat die Bybel ons leer. Dit is 'n troos, dit is hoop wat die Bybel vir ons gee. Die dood is nie die einde nie. Iemand het eendag gesê dit is eintlik maar net 'n adresverskywing wat plaasvind wanneer 'n gelowige sterf. Sy adres is net nie meer hier op aarde nie, sy adres is nou daar by die Here. En wanneer Jesus Christus eendag gaan kom met die wederkoms, Jesus se tweede koms, gaan die siel en die liggaam, die verheerlikte liggaam, gaan saamgevoeg word en ons gaan saam met hom die nuwe lewe binne. Ons weet nie wanneer die dood gaan plaasvind nie, ons weet nie wanneer iemand gaan sterf nie. Dit is soos 'n dief in die nag wat 1 Tessalonisense 5 vers 3 vir ons leer, maar ons weet dat ons almal gaan sterf. En dit is die gevolg van sonde. Maar dat ons dan by die Here gaan wees, ons as gelowiges. En niks kan ons van die Here se liefde skei nie. So as jy 'n kind van die Here is, dan weet jy dat nie eers die dood jou van die Here kan skei nie.
mag jy ook in hierdie troos leef en dit vir ander mense deel wat hierdie troos nodig het om vandag te hoor.